Kyk, sit op. Ek groet elkeen vanmôre in die wonderlike naam van die Here. Vanmôre baie groot voorreg om vir julle sommer so uit my hart uit net 'n woord te bring. Pastoor, dankie ook vir die voorreg om dit te kan doen. So groot eer, hierdie tafel vanmôre is nie 'n ligtelike tafel hierdie nie. Hy spreek eerstens van die liefde van die Here. Hoe groot is God se liefde vir my en jou. En dan tweedens sê hy, dis 'n heilige nagmaal. En jy moet bereken die kostes voordat wat jy daarin sit. Want die apostel Paulus skryf iets in Korintiërs 11. Hy sê wat aan my oorgelewer het. In die nag waarin Jesus verraai is, het hy brood geneem en hy het gebid. Nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en uitgedeel en gesê, dit is my liggaam wat vir jou gebreek is. So ook die beker, na die maaltyd, het hy geneem en gesê, dit is die bloed van die Nuwe Testament. En dan spring hy na vers 27 toe en dan sê hy, mooi luister wat ek vir jou gaan sê, wie op 'n onwaardige wyse hierdie brood neem en van hierdie beker drink, staan skuldig. Hoor wat hy sê. Wie op 'n onwaardige wyse van hierdie brood eet en van hierdie beker drink, staan skuldig. Daarom sê hy, is daar baie swakkes onder julle en baie sieklikes onder julle en baie het voor hulle tyd dood gegaan, omdat hy die woord van God nie onderskei het nie. Broer en suster, en dan sê hy, wag vir mekaar. Want hierdie grootste gebod in 1 Korintiërs 13 is die liefde. Want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat verlore wil gaan, nie verlore kan gaan nie, maar gered kan word deur die bloed van die Here. Daai bloed spreek van redding, van vergifnis, daai bloed spreek van beskerming, daai bloed spreek van genesing. Dis krag in daai bloed van die lam. As jy daai bloed drink, gebeur daar iets met jou. As pastoor daai salfbotteltjie vat en jy kon staan hier voor om gesalf te word vir die genesing, manifesteer hy die bloed van God op jou voorhoof. Dan word dit vir daai krankheid gesê, deur die bloed van die lam is daar genesing vandag van jou. As jy hom roep daar na jou huis toe om die deurpos te salf, dan spreek hy, deur die bloed van die Here is daar beskerming. Die duiwel kan nie inkom waar God se bloed teenwoordig is nie, want dis die krag van God om jou te reinig van al jou ongeregtighede. Dan daai bloed spreek ook van vergifnis, die liefde. Dan sien ons in Handelinge 19, toe Paulus in die Efese was, dan is daar 12 manne, wat Paulus gevra het julle die Heilige Gees ontvang? Hulle sê ons weet nie eers nie. Hy sê, hy vra hulle spesifiek met 'n doel. Met watter doop is julle gedoop? Hulle sê met die doop van Johannes. Maar Johannes is die boodskapper wat vooruitgestuur is. So hy het die doop van bekering tot vergifnis van sonde gebring. En hy doop hulle oor, want daar is net een doop, en dis die bloed van Jesus, wat jou reinig en was van al jou ongeregtigheid. Dis daai bloed, wat die grootste sondaar, maak nie saak wie en wat hy was nie, dit het André vanmôre vir jou getuig, in watter gutters het hy ingekom, laat hy 'n alkoholist was, maar laat die gebed van 'n vader en 'n moeder en 'n gebed
oomblikte wat vir hom gebid is, al het hulle weggegaan, is daai kruike van trane en daai kruike van gebede nog steeds voor God en hy het ingetree en hy het hom nog steeds gered. Maak nie saak die pad wat hy geloop het nie, want die bloed van die Here reinig ons van al ons ongeregtighede. Maar dan sê die liefde wat hy in Korintiërs 13 skryf, die liefde soek nooit sy eie belang nie. As jy aan hierdie tafel sit, moet jy weet wat sê die liefde. Hy sê die liefde is lankmoedig, sag en vriendelik. Die liefde praat nooit groot nie. Jy kan in iemand se teenwoordigheid kom en jy kan begin groot praat en daai man kan begin sleg voel om in jou te. Die liefde handel nie onwelvoeglik nie. Die liefde soek nie sy eie belang nie. Die liefde is geduldig. Jy moet daai goed gaan lees en voordat jy daai brood neem vanmôre, moet jy sê, Here, voor ek hierdie brood neem, wil ek my lewe ondersoek, waar in die week of waar in die maand het ek iemand sleg behandel? Waar was my gedrag nie die gedrag van Jesus nie? Want as jy hierdie brood neem en hierdie beker drink, verkondig jy word deel van sy karakter. Daaroor is dit belangrik dat jy jou ondersoek. Ek wil vir jou vanmôre vat, ek wil jou so bietjie vat na die Ou Testament toe ook, om vir jou te wys hoe belangrik is hierdie nagmaal. En ek wil eers vasspring by Jesus. Daar was 'n dag toe die profetiese woord waar geword het. Waar die engel van God aan Maria verskyn het, daar in Nasaret en gesê het, man, jy gaan 'n seun baar, geseënd is jy onder die vroue, geseënd is jy, want die guns van God het op jou geval, en sy was baie ontstel, vra maar, hoe kan dit wees, en die engel Gabriel sê vir haar, maar die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu, en daai kind is gebore in Bethlehem, waar die herders in die ope velde gekom het en kom neerbuig het, waar die wyse manne uit die ooste uitgekom het, in Jerusalem, waar daar 'n opskudding gekom het, en daai kindjie het gegroei, het sterk geword in die gees, en die guns van God was op hom, en hy het guns in die oë van die mens ook gekry, in wysheid het hy gegaan, selfs op 12-jarige ouderdom, op die Paasfees was hy in die tempel, en almal was verbaas oor sy verstand en sy antwoorde. Hy het opgegroei, hy is gedoop deur Johannes. Ek gee sommer vir jou net 'n lyn, dat jy kan bietjie snap waar gaan ons heen. En hy is gedoop daar by Tabera, by die Jordaan deur Johannes. Die hemel het oopgeskuif en die Heilige Gees het soos 'n duif op hom neergedaal. Hy is die woestyn ingelei en vir 40 dae het hy gevas en is hy deur die duiwel versoek. Hy het in die krag van die Heilige Gees teruggekom en hy het begin om die werk van God te doen. In Nasaret het hy die boekrol gevat, hy het dit oopgenoeg gemaak en hy het die plek gekry waar daar staan, die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om die evangelie aan die armes te bring. Hy het my gestuur om die wat gevange is, vir hulle vrylating te bring, om aan die blindes herstel van oë te bring, om die wat gevange is vrylating en 'n aangename jaar te verkondig. Hy het van tempel tot tempel gegaan, elke sieke en elke krankheid het hy verlos, elkeen wat onder die mag van die duiwel was, het hy genees. Maar daar was ook 'n dag wat hy geweet het, die prys wat hy gaan betaal in Jerusalem. Let so my mond word bietjie droogie. Hy het geweet wat se prys hy gaan betaal in Jerusalem. Dit was die dag van die Pasga, wat ons vier vandag. Hy het vir Petrus en vir Johannes gestuur en sê, gaan die stad in. Julle sal 'n man vind wat 'n kruik water dra. Volg hom tot binne in sy huis. Vra die man, waar is die vertrek, waar ek en my disippels die Pasga gaan eet. En hy het hulle gevat en hulle het 'n groot bovertrek. En hy het vir Petrus en vir Johannes gesê,
berei die Pasga vir ons voor, slag het vir ons daar. Daar is 'n bokkie geslag, of 'n skapie, wat geen gebrek gehad het nie. En hulle het dit opgekook, en dit vir hom neergesit. Die ongesuurde brode is gemaak, en dis op die tafel uitgesit. En hy en sy disippels het daai aand gaan sit aan 'n tafel. Net 2 mense het geweet, die prys wat hy gaan betaal. Judas Iskariot en Jesus het geweet, die prys wat hulle gaan betaal. Want Judas Iskariot het klaar daai 30 stukke silwer in Matteus 26 in sy sak gehad, en hy het geweet, wat gaan in hierdie nag gebeur. Die ander disippels het niks geweet, wat gaan plaasvind nie, behalwe Judas Iskariot, want hy het hom al reeds oorgegee, en hy het 'n goeie geleentheid gesoek, om hom oor te lewer. En daardie nag, terwyl Jesus so van daai lam eet, daai maaltyd eet, het hy geweet, ek is die maaltyd, ek gaan vandag geslag word, vir hierdie hele wêreld, tot vergifnis van sondes. Hy het sy bokkleed het hy afgeneem, hy het 'n doek gevat, en hy het dit om hom gebind, hy het 'n water in 'n skottel gegooi, en hy het begin om die voete van elkeen te was. Selfs daai hande het die voete van Judas Iskariot gewas, die hande wat op die verlamde man gelees, wat gesê het, staan op in Jesus naam, daai selfde hande wat die dogtertjie van Jairus gevat het, en gesê, Talita Kumin, staan op, daai selfde hande wat klei aan die blinde se oë gesmeer het, daai selfde hande van sagtheid het hy gevat, en hy die voete van Judas Iskariot gewas. Daar het vergifnis in sy hart ontstaan. Daar was geen bitterheid in hom nie. En hy het vir hom gesê, wat jy wil doen, doen dit hastig. Niemand het geweet waarvan hy praat nie, alleenlik Judas Iskariot. Daai nag is hy oorgelewer. Hy's mishandel vir jou, my broer en suster. Hierdie bloed spreek van oorwinning. Daai brood wat jy eet vanmôre, is wat jou krag gee soos Elia. Toe hy daar in die woestyn gelê het, en gewens het dat hy moet sterwe, het 'n engel vir hom gekom en 'n kruik water by sy voete neergesit, en vir hom 'n warm broodkoek gegee, en gesê, eet Elia, jou pad is ver. En hy het vir 'n tweede maal gesê, eet weer, want jou pad is ver. Eet vanmôre hierdie brood, en dink daaraan, daar's oorwinning. Hierdie brood gee jou krag. Hierdie brood maak dat jy staande bly. Hierdie brood maak dat jy nie moedeloos word. Ek wil jou vat na Moses toe. En iets het my geraak, wat ek met jou wil deel vanmôre. Daar was 'n dag toe die Here vir Moses opgewek het, om daar by die berg van Horeb gekry het, om gestuur het na Egipte toe, daar waar hy vir 40 jaar in die huis van Farao opgegroei het, nadat hy 40 jaar in die woestyn van Midian was, en die vader van Jethro, sy skoonvader se skape en bok opgepas het hy gegaan, rooi en bruin gebrand, kon nie eers praat nie, en die Here het hom gestuur en sê, gaan lei my volk uit. 10 plaag het hy onder die hande van hom gedoen. Die laaste plaag was die plaag van die voorbereiding van die Pasga. Hy het vir die volk gesê, heilig julle, en omgord julle, middernag sal ons uittrek. Vat daai bok wat julle slag, vat 'n hisopstingel en smeer dit aan die deurposte, want daar's krag in die bloed, en die verderwer sal nie by jou huis inkom nie. Luister mooi, wat het nog alles gebeur, 'n verborgenheid wat God ook aan my geopenbaar het. Dit was nie net laat die verderwer verbygegaan het nie, maar daai nag eerstens, toe hulle daai Pasga klaar geëet het daar versoening tussen die Egiptenaar en die Israeliet gekom.
Toe hulle daar by mekaar kom, het 'n versoening plaasgevind in so 'n mate, laat hulle vir hulle klere gegee het, laat hulle vir hulle padkos gegee het, laat hulle vir hulle goed gegee het, goud en silwer. Daar het 'n versoening gekom, en toe daai versoening kom, sê ek vir jou vanmôre, het daar nie een blinde uitgetrek nie. Nie een dowe is uitgegaan nie. Nie een verlamde is op 'n draagbaar uitgedra vir 40 jaar wat hulle in die woestyn getrek het nie. Elke blinde het gesien die wolkkolom en die vuurkolom. Elke blinde het die manna gaan optel. Elke krepele het deur die Skelfsee geloop. Die krag van die bloed van die lam wat jy vandag gebruik, is daar redding, is daar bevryding, is daar vir jou genesing. Want dis wat die Here vir ons sê in Jesaja 3:5, deur sy wonde het jy verzoening en verlossing gekry. Broer en suster, vergifnis is vandag 'n belangrike ding. God vra jou nie om te vergewe nie. Hy sê vir jou, vergewe. As jy nie kan vergewe nie, sit jy in 'n hok, vasgehok, en jy sal nie die beloofde land ingaan nie. Al beloof jy, al dink jy dit. 'n onvergewensgesindheid maak dat jy passief bly. Dit maak dat jy nie kan beweeg en jy eet 'n oordeel oor jouself. Ek spreek met jou reguit, ek kom nie hier om met jou snoesies te speel nie. Want jy kom nie in oorwinning nie as gevolg van onvergewensgesindheid. Ek vat jou terug na die dae van Josef toe, waar daar 'n belofte van Abraham se tyd af gekom het. Isak se tyd, toe hy op daai berg Moria gelê het, vasgemaak, sy oë toe, sy vader het 'n mes gevat om hom dood te maak, en toe hy daai mes vat, toe hoor hy die stem van die God van die lewe, wat spreek en sê, Abraham, doen jou seun geen kwaad aan nie. Ek sweer by myself, ek sal jou seun uit hierdie seun uit, omdat jy dit gedoen het, omdat jy hom nie gespaar het nie, omdat jou liefde groter was. Ja, selfs Jakob, daar by Lus, het hy die woorde van God gehoor, hy het daai klip gesalf, en hy het dit genoem 'n plek van God, Bethel, want daar het God vir hom gesê, wat ek beloof het aan jou vaders, dit sal ek doen. En die tyd het gekom met Josef. Hy was verwerp deur sy broers. Hy was in 'n put gegooi. Hy was uitgetrek. Hulle die angs en die benoudheid op sy gesig gesien. Hy het hulle gesmeek vir sy lewe. Hulle was verhard in hulle hart, want jaloesie was deel van hulle. Hulle het gesien dat hulle vader hierdie kind meer lief het. Hy het vir hom 'n mooi rok gemaak met lang moue. Hy's verkoop deur die Midianiete vir 20 sulke silwer terug na Egipte toe. Daar het hy in die tronk beland weens Potifar se vrou. Daar het as vir 13 jaar was hy in slawerny, het hy in die tronk gesit in die Egipte in 'n vreemde land. En daar het 'n dag gekom waar daai drome waar was. Maar weet jy wat? God kon daai drome nie uitvoer nie. Toe hulle vir die tweede maal terugkom en hy vir Simeon in die tronk gesluit het om seker te maak dat Benjamin kom ook. Toe maak hy sê vir sy dienaars, gaan slag vir ons die beste, berei vir ons 'n maaltyd voor. Hy het daai 12 broers laat sit, en tussen hom en Benjamin 'n oop spasie. Hulle was verwonderd gewees. Hoe weet hierdie Egiptenaar wat in ons stam aangaan? Hy het hulle bedien, self bedien, vir elkeen 'n porsie gegee. Vir Benjamin het hy 5 porsies gegee. Hy het hulle laat terugtrek, hulle geld in die boonste. Hy het vir sy dienaar gesê, vat die beker waaruit ek drink, en sit dit in die jongste, want daar's nog een ding wat moet plaasvind, is vergifnis. Anders kan God nie doen wat hy wil doen in ons familie se lewe nie. En hy het hulle teruggebring. En Josef het al die Egiptenaars in sy huis uitgestuur. En hy het vir hulle gesê, ek is julle broer Josef.
wat julle verkoop het na Egipte toe. En hy het gehuil in so mate, het hy hulle vergewe uit sy hart uit, en hy het sodat die gesnik en die geween het geklink in die hele paleis van Farao. Daar sê tot in Farao se huis het dat Farao dit self gehoor. My liewe broer en suster, weet julle wat gebeur toe? Toe hoor Farao van dit en hy sê, Josef, ek gee jou vandag bevel. Gaan haal jou vader en broers. Gaan haal jou familie en laat hulle die beste gedeelte van Egipte kry. En daar sal vir hulle vir 5 jaar wat nog voor lê, geen tekort wees nie. Soos wat dit ook in Moses was, toe daar versoening gekom het, was daar geen gebrek in hulle huise nie, want die Here sê in Johannes 10 vers 10, ek het gekom sodat jy lewe en oorvloed kan hê. Broer en suster, hierdie nagmaaltafel is 'n heilige nagmaaltafel. Dit spreek van vergifnis. En vandag, as jy hierdie brood neem en hierdie beker drink, dink aan dit wat God vir jou gedoen het en dink daaraan wat hy gedoen het. Pastoor, dankie. Kom ons besef, die Here glo ek wil vir elkeen van ons vanoggend 'n boodskap bring. Die Here wil vir ons sê, hoe lyk jou hart? As jy aan hierdie tafel gaan sit vandag, hoe lyk jou hart? Kan jy vanoggend sê, Here, my hart is skoon? Of gaan jy soos Charles sê, vanoggend gaan jy 'n oordeel oor jouself bring en sê, Here, weet jy wat, ek is nie bereid om te vergewe nie, ek is nie bereid om die prys te betaal wat U vir my betaal het nie. Weet jy, die prys wat ek en jy betaal is 'n maklike prys. Ons moet net vergewe. Ons moet net vergewe. Ons moet sê, Here, kyk in my hart. Dink 'n bietjie daai wat Charles nou gesê het, in hierdie week, in hierdie dag, in hierdie maand, wie het jy te nagekom? Wat het jy toegelaat? Kom klim in jou hart en kom word 'n vesting. Julle weet, baie goed gaan in ons gedagtes in en dit gaan weer uit ons gedagtes uit, maar party goed word 'n vesting. En as jy 'n vesting van bitterheid het, kan die Here jou nie help nie. Weet jy hoe baie mense sit vandag met siektes as gevolg van bitterheid? Want die Bybel sê, bitterheid, onvergewensgesindheid, dit droog jou gebeente uit. Hy maak jou siek. Baie mense sit met siektes omdat hulle nie kan aangaan. En ek wil jou vra vandag, maak nie saak hoe die wêreld jou behandel het in die verlede nie. Bybel sê, vergeet die dinge wat agter jou is. Strek jou uit na wat voor lê. Hoekom? Wat lê vir ons voor? Daar lê vir ons die ewige lewe voor. God het sy seun gestuur, want so lief het hy my en jou gehad, dat Jesus vir my en jou aan die kruis gesterf het, dat ek en jy die ewige lewe kan hê. En kom ons lees net weer in Johannes 6. Hy sê in Johannes 6 vanaf vers 47, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, het die ewige lewe. Kan ek sien, wie van julle wat is dit? Wie glo in die Here? As jy nie in hom geglo het nie, sou jy nie gewees het vanoggend nie. Ons almal glo in Jesus Christus. Ek is die brood van die lewe. Julle vaders het die manna in die woestyn geëet en het gesterwe. Met ander woorde, die fisiese brood kan jou net so lank dra, maar die brood van die ewige lewe, Jesus se liggaam, dit dra ons vir ewig. En dan sê hy, dit is die brood wat uit die hemel neergedaal het, sodat iemand daarvan kan eet en nie sterwe nie. Dan sê hy, ek is die lewende brood wat uit die hemel neergedaal het. As iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee, is my vlees, wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Is dit nie mooi as Jesus sê, ek het my vlees, my liggaam, het ek nie net vir die wêreld kom gee nie. Ek het dit vir die lewe van die wêreld gegee. Sê vir die ou langs jou, as gevolg van Jesus het ek lewe. As gevolg van Jesus, my boetie en my sussie, het ek en jy lewe. Die Bybel sê, die lewe is in die bloed. En toe die bloed van Jesus aan die kruis gevloei het, toe het hy vir my en jou nuwe lewe kom gee. Dan sê hy, as iemand van hierdie brood eet, sal hy lewe tot in ewigheid. En die brood wat ek sal gee is my vlees,
wat ek vir die lewe van die wêreld sal gee. Die Jode het toe met mekaar gestry en gesê, hoe kan hy ons sy vlees gee om te eet? En Jesus sê vir hulle, so waarvoor waar ek sê vir julle, as julle nie die vlees van die seun van die mens eet en sy brood drink nie, het julle geen lewe in julle self nie. Weet jy, party mense lewe, of party mense bestaan, maar hulle lewe nie. Hy sê, as jy nie die brood van die lewe, as jy nie Jesus in hom glo nie, as jy hom nie jou persoonlike saligmaker en redder maak nie, hy sê, dan lewe jy nie, dan bestaan jy net, en daai bestaan is die ewige verdoewenis. Vra net die Here vanoggend weer, Here, ek wil U net weer opnuut in my hart innooi. Johannes 1 vers 12 sê, elkeen wat die naam van die Here aanroep, hulle wat in sy naam glo, het hy die mag gegee om 'n kind van God genoem te word. Hoekom glo ons in Jesus? Hoekom glo ons? Want ons het 'n redder nodig. Ons het 'n verlosser nodig. Ek en jy kan nie onsself red nie. Ons kan nie, ons het nie die vermoë nie. Ons doen te veel sondig. Elke dag doen ons sonde. Ons kan nie onsself red nie. Daarom het ons 'n verlosser nodig. Elkeen wat hom aanroep. As ek en jy hom vanoggend aanroep, weet jy wat doen hy? Hy vat jou sonde weg. Hy verwyder dit so ver as die ooste van die weste. Hy dink nooit weer daaraan nie. Miskien sit jy hier vandag en jy het jou voorgenem en gesê, Here, ek gaan nie vandag van hierdie tafel eet nie. Weet jy wat sê jy? Jy sê vir die Here, Here, ek is nie deel van U kruisdood nie. Ek is nie deel van die prys wat U betaal nie. Ek distansieer my van dit wat U gedoen het. Hoekom? Omdat my eie selfsugtige begeertes vir my vandag te belangrik is. Here, ek is te seer, ek is te bejammer vir myself, mense het my seer gemaak, ek weier om te vergewe, ek weier om die strydpyle te begrawe en dit agter my te sit, en ek bring 'n oordeel oor myself. Hierdie tafel behoort nie aan hierdie kerk nie. As jy dalk nou 'n besoeker is, jy's welkom om nagmaal te gebruik. As jou kinders wil nagmaal gebruik, los hulle, wat sê die Bybel? Moet hulle nie verhinder nie, aan hulle behoort die koninkryk van God. Gee vir hulle die nagmaal en verduidelik vir hulle. Dis hoekom ons vir julle die nagmaal gee, sodat julle kan verstaan waaroor dit gaan. En dan lees ons, hy wat my vlees eet en my bloed drink, het die ewige lewe, en ek sal hom opwek in die laaste dag, want my vlees is waarlik spys, en my bloed is waarlik drank. Wie my vlees eet en my bloed drink, bly in my, en ek in hom. Is dit nie wonderlik nie? As God sê, as jy hierdie nagmaalstafel deel het aan, dan bly jy in God, en hy bly in jou, en die Bybel sê, as ek en jy ons hand in sy hand sit, niemand kan jou daai trek nie. Kan ek die broers, Bert, as julle kan ek vorentoe kom, kan ek die broers vra wat ons help met die nagmaal, dat julle sal vorentoe kom. Ons het 'n goeie gewoonte, ons bedien altyd eerste ons broers wat ons help, anders vergeet ons dalk van hulle, maar kom ons vra hulle om vorentoe gaan, terwyl ons die nagmaal bedien, kom ons vra dat u in aanbidding sal bly, en daar, ek wil ook net vir u sê, is 'n beker, as daar mense is wat verkies om eerder uit die beker uit te drink, steek het jou hand op, kyk wie die beker